Die boodskap, Numeri hoofstuk 13. Spioene gaan verken die land Kanaan. Die Here sê toe vir Moses: "Kies nou 'n leier uit elkeen van die 12 stamme en stuur die 12 om die land Kanaan ongemerk te gaan deurkyk, want dit is die land wat ek vir die Israeliete gaan gee om in te bly." Moses het toe die volgende leiers daar uit die Paran-woestyn Kanaan toe gestuur: Samua, die seun van Sakker uit die stam van Reuben; Safat, die seun van Gorri uit die stam van Simeon; Caleb, die seun van Jefun uit die stam van Juda; Jegal, die seun van Josef uit die stam van Issachar; Hosea, die seun van Nun uit die stam van Ephraim; Salti, die seun van Rafu uit die stam van Benjamin; Gadiel, die seun van Sodi uit die stam van Sibilon; Gadi, die seun van Susi uit die stam van Manasse, 'n Josef stam; Amiel, die seun van Gamali uit die stam van Dan; Seter, die seun van Michiel uit die stam van Asser; Nagbi, die seun van Wofsi uit die stam van Naftali; Giel, die seun van Makki uit die stam van Gad. Dit is die manne wat Moses gestuur het om die land te gaan deurkyk. Moses het Nun se seun Hosea se naam na Josua verander. Moses het vir hulle gesê: "Gaan noord hiervandaan, deur die Negev woestyn en dan al met die berge van Kanaan langs. Vind uit watter soort gebied dit is en hoeveel mense daar bly. Kyk of hulle self sal kan verdedig as ons hulle sou aanval. Vind ook uit of dit goeie grondgebied is of nie. Kyk ook hoeveel van hulle stede versterkte mure het. Verder moet julle kyk of die gebied vrugbaar is en of dit bome het. Maak seker dat julle ook van die vrugte van die land vir ons saambring." Dit was juis tyd vir die vroeë druiwe om ryp te word toe Moses vir hulle die land ingestuur het. Hulle is toe daar weg en het die hele land deurgegaan van die Sinai-woestyn in die suide af tot by Regob in die noorde naby Hamad. Hulle is toe deur die Negev. Die eerste plek waar hulle aangekom het was Hebron, 'n stad wat reeds 7 jaar voor die Egiptiese stad Soan gebou is. Enak se afstammelinge Achiman, Sesai en Temai het hier gebly. Daarna is hulle af na die Eskol-vallei toe, waar hulle 'n tros druiwe afgesny het. Die tros was so groot dat 2 van hulle dit moes dra terwyl dit aan 'n stok gehang het. Hulle het ook 'n klompie granate en vye saamgevat. Hulle het die plek Eskol of druiwetros genoem, omdat hulle so 'n groot tros druiwe daar afgesny het. Na 40 dae in Kanaan het hulle besluit om terug te gaan kamp toe. Die verslag. Toe hulle in die kamp by Kades in die Paran-woestyn aankom, het hulle aan Moses en aan Aaron en die hele volk verslag gedoen. Hulle het ook vir almal die vrugte gewys wat hulle saamgebring het. Hulle het vir Moses gesê: "Ons het die land gaan deurkyk soos u beveel het. Dit is beslis 'n wonderlike land met baie potensiaal. Om 'n beeld te gebruik, daar is so baie melk en honing, dit lyk of dit sommer in strome deur die land vloei. Hier is van die vrugte wat ons teruggebring het om te wys wat ons bedoel. Die enigste probleem is dat die mense wat daar bly ongelooflik sterk is. Hulle stede is baie groot en is versterk met dik mure om hulle. Ons het ook die Enakite, die reuse daar raak geloop. Aan die suidekant, in die Negev, bly die Amalekite. In die middel, in die bergagtige gebiede, bly die Hetiete, Jebusiete en Amorite, terwyl die Kanaaniete aan die weste kant teen die Middellandse See en aan die ooste kant teen die Jordaanrivier bly. Caleb het toe die mense wat hieroor begin kla het stilgemaak en hulle probeer motiveer en gesê: "Kom ons val hulle dadelik aan, want ons kan hulle beslis oorrompel." Maar die ander leiers wat saam met hom gegaan het, het gesê: "Ons kan nie teen hulle gaan oorlog maak nie. Hulle is baie sterker as ons." Hulle het ook allerhande bangmaak stories oor die land en sy mense onder die volk begin versprei. "Die land wat ons verken het, sluk sy inwoners in," het hulle gesê, om nie eers te praat van die mense wat daarin bly nie. Hulle is almal reusagtig groot. Om die waarheid te sê, ons het 'n paar reuse daar gesien, almal afstammelinge van Enak. Ons het so klein so springkane teen hulle gevoel en ons dink hulle het ons seker vir springkane aangesien.